Nou die tema vir oggend is die kruis, die senter van ons prediking. Die kruis is die senter van ons prediking. Nou ouens, my gebed is vandag, en verskoon nou die stem, en dit het nie op die golfbaan gebeur nie. Julle ken nie. Jongens, het ek wat so baie goed intrap hier vanmôre. My nuwe tekkies. Nee, is ou nuwe tekkies. In elk geval net nuwe veters. Maar in elk geval, so, verskoon my, dit kan hierdie potensiaal om my aandag bietjie af te trek, maar ek weet dan gaan Irina vir my sê, kyk net, fokus. So, maar in elk geval, dis my foon, en is iemand wat nie dink, ek is op 'n Sondagoggend besig nie. Okay, dis in die case, dis interessant. Maar, is 'n verkoopsman, ja, dis gewoonlik, ja. Maar in elk geval, lang terug, eendag hier's op 'n Saterdagmiddag 4:00, bel iemand my. En in daai oomblik toe dog ek gaan hierdie ou nou lekker streepdak. Ek sê, hallo. Hy sê, yes. Hy sê, hoekom praat jy so snaaks? Ek sê, ek is besig om mense te trou. Hy sê, nou hoekom antwoord jy? En hy sit die foon neer. Toen moes ek terugbel, maar in elk geval, goed, yes. So, maar in elk geval, dis nou jammer, ek dink iemand kan vir Irina sê, ek kan net afsit daar, want ek wil nou graag hierdie skrif as 'n inleiding, as 'n vertrekpunt, en dit is Openbaring 13 vers 8. Goed, vat dit maar net, kom ek gaan dit nou sommer net quoteer. Openbaring 13 vers 8 praat van die beest, van die dier, en dan het hy hierdie ding wat hy daar sê, hy sê, nou die ou Afrikaanse vertaling vertaal hom, laat die ou dit nie mooi verstaan, maar die King James vertaling en die NIV vertaling en die Amplified en die Engelse Bybels vertaal hom grammatikaal korrek. Maar hy sê daar so, al die diere of al die mense op die aarde sal die dier aanbid, almal wie se name nie in die boek van die lewe geskryf is nie. En dan sê hy wat nie geskryf is in die boek van die lam, en dan gee hy 'n eienskap aan die lam. Hy sê die lam wat geslag is voor die grondlegging van die wêreld. Die om daar so. Okay, kom ek sê dit nou, dit soos hoe ek dink die King James sê dit hier so, hy sê, die NIV, and all inhabitants of the earth will worship the beast. Dis nou die dier, die antichrist. All whose names have not been written in the Lamb's book of life, en nou verduidelik hy sê, the Lamb who was slain from the creation of the world. Nou, u weet dat ek al hoeveel keer gesê, fisies is Jesus 2000 jaar terug gekruisig, stem jy saam? Maar wanneer is Jesus eintlik gekruisig, volgens daai skrif? Met die grondlegging van die wêreld, alreeds. Nou, of julle is nou baie stil, of iets is nou besef julle, God is bietjie groter, en sy raadsplan is bietjie baie groter, as wat ons besef, stem jy saam? Met ander woorde, die kruis was alreeds gereed, en in plek, voor die wêreld begin het. Die Engels praat van daar is ander vertalings wat praat van the foundation of the world. Die fondasie, voor alles begin het. Met ander woorde, geliefdes, voor alles begin het, was die kruis alreeds daar gewees. Was die lam al klaar, die geslagte lam Jesus alreeds in plek. Is dit vir iemand nuus vanoggend, of is dit amazing om dit te besef? So, ek wil vanoggend klem lê op God se soewereiniteit. Het jy al gehoor dat God is 'n soewereine God? Amen. En wat beteken, hy kan maak wat hy wil, ons gaan nie vir hom voorskryf nie. Niks, kan God verras word? Kan God onkant gevang word? Was God onkant deur Adam se sonde? Niks, ouens, God is God, hy is nie 'n mens nie.
sê die skrif ons duidelik. Nou kom ek gee gou 'n bietjie inleiding, want ek gaan uit die aard van die saak, dit lyk vir my of ek net halfpad gaan kom vir oggend. Kom ek gee weer 'n storie. Is julle gereed vir 'n storie? Nou ek het die storie al vertel, maar dis die manier hoe ek dit die beste in my view kan verduidelik. Eendag, lang gelede, was daar 'n ou en hy en sy pa het 'n skrap opgetel. Ek weet dit nog nooit in julle weet nie van mense nie, maar wat dit nou al beteken gebeur het nie, maar en so besluit hy loop uit die huis uit en hy loop en hy's weg en die lank en die kort is intussen tyd is sy pa dood. Ek het dit ander dag het ons ook daaroor gesels, maar intussen tyd is sy pa dood. En so woon hy die begrafnis by, maar luister nou baie fyn. Ek wil hê en ek bid vir die verligting van elkeen se oë. Amen. Hy woon die begrafnis by en net na die begrafnis sê die prokureur of die eksekuteur van die boedel vir al die seuns of al die kinders, kom ons verdra nou maar die stem vanoggend. Kom net gou by mekaar voor. Ek weet julle moet almal ver ry, laat ons net kan gesels oor die testament. En hierdie klong wat met sy pa nie in eenheid was nie, sê vir hom hierdie woorde. Hy sê, luister, ek wil nie hier wees nie. Ek het die testament gesien. Ek weet my naam is nie in die testament nie, ek is onterf. En hy sê die volgende woorde, hy sê, dit gaan nie vir my lekker, dit is nie vir my lekker om te hoor as hierdie testament gelees word nie. Nou wie van u het al gehoor daarvan dat dit nie vir mense lekker is om kerk toe te gaan nie? Want hulle hoor net judgment, jy maak dit nie. So hy sê vir die prokureur, ek wil nie na hierdie testament luister nie. Want hierdie testament, as ek daarna luister, kry ek seer om te dink, ek is verwerp, ek is nie in hierdie testament genoem nie. En hy draai om en hy vat aan die deur en hy wil uitloop, en die prokureur sê vir hom, meneer, skus, maar ek dink ergens is daar 'n geweldige misverstand. En hy sê, hoe so? En hy sê, man, ek dink, en hy haal 'n blaai daar uit, sê my nou maar so. Hy sê vir hom, ek dink jy het hierdie testament beet. Hierdie is 'n Ou Testament. Wat hoor julle daarby? Hoeveel testamente het die Bybel? Noem hulle? Die Ou en die Nuwe Testament. Hy sê vir hom, hierdie is die Ou Testament. Jou naam is nie hier nie. Maar weet jy, intussen tyd het daar 'n Nuwe Testament gekom. Jou naam is hierin. Jy erf alles. Baie mense wil nie kerk toe kom nie. Hulle wil nie Bybel lees nie, want hulle ervaar judgment, want hulle mind, hulle hele wese is in die Ou Testament. Nou geliefdes, Hebreërs 9 en die lewe leer vir ons, by 'n dood kom 'n testament in werking. En dan verduidelik die boek Hebreërs, by Jesus se dood was dit die aflegging van die Ou Testament en die Nuwe Testament het in werking getree. En ons erf alles. Sê gou saam met my, sjoe. Maak dit vir julle sin. So verduidelik dit, net om Andrew Murray het 'n stelling gemaak, en wat ek al hoeveel keer gesê het, hy het gesê, die grootste probleem met kinders van die Here vandag, hulle is met een voet in die Ou Testament en een voet in die Nuwe Testament. Geliefdes, die Ou Testament is verby. Die wette daarvan geld nie meer nie. As u saam met my nou wil stem, maak so. Ek kan nou wonder julle is 0. Al die feeste is reeds vervul. Daar is geen fees wat nog vervul moet word nie. Wow, Jesus het alles vervul. Nou daar's baie leringe wat sê, daar's nou nog hierdie fees en ons moet nou nog dit doen, ons moet nou dat doen en tente by mekaar kom. Ag ouens, asseblief. Ekskuus, nou wil ek amper, maar ons het, ek was op Bybelskool. Ek weet dit lyk nou nie so nie.
want die heilou is nou nie, maar in elk geval, en ons het 'n vak gedoen, naamlik dwaalleringe. Nou ek weet baie, ek probeer vandag baie back to basics, om 'n ding vas te lê vir oggend hier. En ons het 'n vak gedoen, dwaalleringe, en ons die vak het 2 afdelings gehad. Eerste deel was, wat is sektes, en hoe ontstaan 'n sekte? En die ander deel is, het ons die verskillende sektes behandel en waar hulle vandaan gekom het. Dit is 'n baie interessante vak. Maar hoe ontstaan, wat is 'n sekte? En vra tog my vrou ook, want sy het ook die vak gedoen, dwaalleringe op skool, op Bybelskool. Help my gou, wat is 'n sekte? Die definisie, wat is 'n sekte? Is gelyk aan Jesus plus. En as ons besef, wat is 'n sekte? Is Christus se werk aan die kruis is nie genoeg nie. Ek moet nog iets doen. Die oomblik as enige prediking vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Of die kruis was nie genoeg nie, jy moet nog dit en dat en dat en dat doen. Dan is dit 'n dwaaling. Nou goed, is dit bevrydend sover? Skus ek hyg nou, want met ander woorde, enige iets, daar is so enige iets wat ekstra werke is as Jesus se volkome werk aan die kruis. Met ander woorde, wat is 'n dwaling? Dit is enige iets wat jy leer, wat iemand preek, en daar is Facebook en die goed is propvol daarvoor. Vandag, om vir ons te sê, ons moet die feeste hou, ons moet dit doen, ons moet al hierdie klomp goeders hou, die sabbate, en al die goeders. En as ons dit nie hou nie, dan staan ons 'n kans om die saligheid te verloor. Geliefdes, dit is Christus plus. Ek wil vandag deur die genade van die Here u toerus om die skrif dadelik te kan onderskei. Nou kom ons blaai na 1 Korintiërs 1 toe. Ja, as ons 'n bietjie min vir oggend. Goed, 1 Korintiërs 1. Van vers 18 af. Nou, as dit nou oké is met julle, gaan ons nou 'n paar verse lees, as dit alright is so. Maar ek bid vandag, dat in hierdie vandag en in volgende week, en soos wat die Here ons lei vorentoe, in die volgende paar weke as die Here wil, dat 'n ewige fondasie gelê word in jou mondering oor waaroor gaan die evangelie van die prediking vir ons, of die prediking van die evangelie vir ons. Vers 17, of vers 18, goed, 1 Korintiërs 1 vers 18, is julle reg? Want die woord van wat? Die kruis. Sê saam met my, die woord van die kruis. So wat preek ons die kruis? Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Is dit nie amazing? O ja, is interessant daai, dat ek dit net gou sê, net gou weer terug, my notas was bietjie deur mekaar, sorry, my fout. Openbaring 13 vers 8 sê, Jesus is geslag, hy is die lam wat geslag is van die grondlegging van die wêreld af, die kruis was gereed voor alles begin het. Hebreërs 4 vers 3 sê, sy werk was al volbring van die grondlegging van die wêreld af. God is 'n gereed God, stem jy saam? Nou goed, hy sê vers 19, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse en waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig, hoor nou mooi, Christus wat gekruisig is.
'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Onthou, die Grieke was die filosofe van daai tyd. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense. En wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie magtig is nie baie edel is nie, maar, hoor nou hierdie mooi woord, wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies, om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies, om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, en het God uitverkies, om wat niks is, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Ouens, dit is die kruks van die evangelie, genade, genade, genade. As ons iets kan roem, is dit 'n Christus plus evangelie. As u vandag kan sê, onthou die man in the middle cross, as ek kan sê iets wat ek gedoen het ek 'n rede om te roem. En as ek 'n rede het om te roem, is dit 'n Christus plus evangelie. Want God het dit voor die grondlegging van die wêreld so beskik, dat die mensdom sal besef sy pathetiesheid, om het so uit te druk, in alle respek gesê. Dis hoekom Jesus se eerste preek het hy gesê, gelukkig is julle wat weet hoe afhanklik is julle van God. Nou gaan hy aan, hy sê vers 30, hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid van God en die geregtigheid en heiligmaking en verlossing, daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Hoofstuk 2, en toe ek by julle gekom het, nou pos net gehou, wie was Paulus? Hy was die fariseer van die fariseers. Hy was die dokter, professor, hy was die geleerde. Onthou, hy was nie net 'n speeloukie gewees nie, hy was die slimste ou in die kontry. Hy het die fariseërs opgelei, hy was goed, hy was so goed gewees, hy kon deur 'n paar woorde kon hy enige iemand oortuig. Dit was sy gifting gewees. Nou hoor nou wat sê hy aangaande sy eie gifting, hoor nou. Hierdie is amazing as julle dit verstaan. En toe ek by julle gekom het, onthou ek, wat goed kan praat, soos Paulus, ek wat die skrifte ken op my tong, of op die punte van my vingers, broeders, het ek nie aan julle die getuienis kom verkondig, hoor nou mooi, met die voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Hy kon dit gedoen het, maar hy het dit nie gedoen nie. Want ek het my voorgeneem, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En ek was ook in julle in swakheid en vrees en veel bewing. Met ander woorde, ek het gekies om afhanklik te wees. En my rede en my prediking was nie in die oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Nou ouens, so kan ons aanlees. Nou, ek het hierdie gedeelte nou hierso vandag as 'n fondasieskrif vir ons, om te besef en om net te verstaan dat die kruis is die senter van ons prediking, en enige iets wat nie, enige video wat jy kyk op Facebook of prediker of whatever wat jy luister wat nie vanuit die krag van die kruis preek nie, is wat Galasiërs 1 vers 8 en 9 vir ons sê. As hier selfs 'n engel verskyn en hy preek iets aan my wat anders is as die kruis, laat hom 'n vervloeking wees. Hoeveel mense luister na preke, dan stuur hulle van my boodskappe, dan sê hulle, maar hierdie het nou dit gesê, en daai het nou dat gesê, dan sê ek, ag man, dis al die klomp twak.
wat mense op Facebook luister. Dis hoekom hulle dink hulle moet dit doen en hulle moet dat doen en hulle moet dit doen en hulle moet dat doen. En geliefdes, dis omdat mense na al hierdie klomp goedes, Calvinisme op luister, dat hulle, ek meen, al hierdie klomp goed, nou maak het hulle deur mekaar. Christus het alles volbring. Nou ouens, ek wil nou net vanoggend vir julle 'n paar voorbeelde gee. Kyk net gou hierso. Ek het nou hierdie met 'n doel. Hierso is die kruis, stem jy saam? Voor die kruis is alles geskryf deur profete. Het jy dit al gelees in die Bybel? Almal wat skrywers was in die Bybelse tyd, het jy hom daar, was deur profete, het dit geskryf. Nou die Griekse woord vir 'n profeet is die woordjie profetei. Nou daai woordjie profetei, die woordjie pro in die Bybel, in die Grieks beteken aangaande, towards. So hier's 'n kruis aangaande. Alles in die Ou Testament was geskryf aangaande iets wat kom. Na die tyd is alles in die Bybel deur apostels geskryf en die woordjie apostello of apo beteken from out. As gevolg van. So ons spreek niks meer wat nog moet kom behalwe die wederkoms uit die aard van die saak. Ons spreek vanuit iets wat reeds gebeur het en vervul is. Nou kom ek verduidelik vir u. So Galasiërs 3, nou, okay, kom ons begin eers, okay, my vrou, sy gaan met my raas vandag, want ek spring rond. Ek onthou, want ek het dit geleer en dit het vir my, toe ek op Bybelskool kom, vir my, 'n wêreld het vir my oopgegaan toe ek hierdie ding besef. En toe kom ons in Walvis en ons het ook in Swak op 'n groep gehad en een aand het ons 'n Bybelskool daar gehad en een ou vra vir my die aand. Want dit was so lekker om hom te antwoord, om hom lekker te sjok, want ou Etienne lyk ons van sjokterapie. Maar ek lyk homself geskok te word nie. Maar in elk geval, so vra die ou vir my, hoekom was die Ou Testament, het God die Ou Testament so moeilik gemaak? En hy vra die vraag, hoekom het God dit, was die wet basically onmoontlik om te hou? Het enige iemand van u al daai vraag gehoor of selfs al aan dit gewonder? En hoor nou wat was die lekkerste antwoord wat ek hom kon gee. En dit is, God was aspres. God was behind it all. God het die Ou Testament onmoontlik gemaak om te hou. Vir wie is dit 'n skok vandag, dat God agter dit alles gesit het, om te sê, vir al hierdie tyd, sit ek agter alles, ek wil eintlik vir julle wys, julle kan nie. Galasiërs 3, vers 24, wie boer in hierdie omgewing? Wie sê wat 'n boer is? Goed, as die enige boer is vandag, wie van die weet wat is 'n drukgang? Nou die skrif sê die wet, of die Ou Testament is 'n tugmeester na Christus toe. Dit beteken die volgende, daar's 'n geweldige groot kamp, hierdie beeste moet op die lorry kom. Nou staan hierdie boer en vleis, beeste klim op die lorry en sê hulle, Kyk hoe lekker lag sy, is ek verkeerd? Werk het nie so nie. So stem jy saam, dit is nie so einfach, né? Goed. Hoe kry jy beeste op 'n lorry? Met 'n drukgang. Jy jaag hulle in 'n kraal en jy forceer hulle deur 'n drukgang en is al maniere hoe hulle by beeste kom. Wow. Ag, op die lorry kom, dankie. Vanoggend, goed. Nou luister mooi. Nou sê Paulus, daai drukgang is die wet. Hy forceer jou alleen na die kruis toe. Dat die mens kan erken, ek kan nie, net God kan. Want as jy kan die wet nakom, het jy rede om te roem. En as jy 'n rede het om te roem, het jy die kruis nie nodig nie.
En dit is 'n Christus plus evangelie. Wow. So hoe gouer ons by die punt kom om te sê, Here, ek kan nie. Want die mens het 'n uitroep nodig om te sê, we need a savior. Dis die prediking van die evangelie. Kom ons kyk net gou vinnig na 'n paar voorbeelde. Adam, kom ons begin sommer vroeg in die begin. Nou, as julle wil, kan ons nou vir 'n paar weke uit die Ou Testament al die gebeure. Daar is nie een boek, daar is nie een gebeurtenis in die Ou Testament wat neergeskryf is. Het u geweet wat die kruis nie die senterpunt is nie? Kom ons begin by die begin. Adam, hulle eet die appeltjie, hulle sondig, en God sê tickets vir julle. Is dit so? Nee. Wie van u weet wat staan in Galasiërs, in Genesis 3? Hy begin met die sondeval, en almal, as ek vir die mensdom, vir die kinders van die Here vandag vra, wat staan in, waaroor gaan Genesis 3, dan sal almal vir jou sê die sondeval. Dankie André. Die deursnee Christen sal vir jou sê, dit gaan oor die sondeval. Bitter min Christene sal vir jou sê, dit gaan oor die kruis. Want die mens sondig, en in Genesis 3 vers 21 sê, God het 'n lam geslag en vir die mens velrokke gemaak. Jesus is die velrok, en dankie Pieter, jy het vanoggend vir ons gelees, ons is verborge. Weet jy, julle ken Kolossense, amper sê Kolossense, laat ek het gou vinnig, Johan, weet 'n pen, dankie, ek hyg na asem, goed, hierso is 'n pen, stem jy saam, uit dit wat Pieter nou vir ons vanoggend gelees het, hier's 'n pen, hier's 'n boek, ek maak hom toe, wie van die sien die pen? Niemand, almal sien die boek, maar ons weet die pen is daar, stem jy saam? Pieter het vanoggend vir ons gelees, ons lewe is in Christus verborge voor God. Dit beteken, hier's Etienne, en hier's Jesus, in alle respek. Ons, toe jy in Christus, hy is die velrok van God, wat beteken, as God na jou kyk, sien hy jou nie. Wow. Hy sien vir Jesus. En dis die tema van Genesis 3, die sondeval. Maar die mens kyk na die gebeurtenis van die sonde, die mens kyk na die gebeurtenis van die sonde, maar hulle kyk nie na die velrok van God nie. Amen. Hier op my notas het gesê, nou gaan julle sê, nou gaan 'n wêreld vir my oop. Abraham offer vir Isak. Wow. Abraham sit in Ur van die Galdeërs. As ek reg is, daar naby waar Kuwait vandag is. Ek kan verkeerd wees. Geliefdes, God het 'n plan. En God, want hier is so 'n stukkie berg. Voor die grondlegging van die eeue het God daar so berg gemaak. Hoor nou mooi, is jy gereed? Hier sit Abraham, en die Here sê vir hom, Abraham, ek wil jou nie hier nie, trek. Want moet ek trek? Daar's 'n berg. En hy trek al die pad. Maar so gaan hy deur alles, en hy deur die hele ding van Isak wat gebore is, en die Here kom en hy sê vir hom, offer jou seun. Maar nie op enige plek nie. Klim teen daai berg op, maar jou seun, Isak, 'n tipe van Jesus, moet sy eie offerhout dra. Klink dit bekend? Jesus sy eie kruis gedra. Klim op die berg en bou 'n altaar. En die oomblik toe hy die altaar, Genesis 22, die oomblik toe hy hom wil slag, offer, toe sê God, wat het God gesê? Moet nie, want ek het wat voorsien? 'n lam voorsien. Wie was daai lam? Jesus. Nou geliefdes, het u geweet, wow, daai plek waar Abraham vir Isak geoffer het, is geografies presies die plek waar Jesus aan die kruis gehang het. Kom ons gee die Here 'n hande klap vir dit. En net toe hy opkyk, toe sien hy 'n lam. Toe sien hy 'n lam. Nou geliefdes, voor die grondlegging van die aarde was God alreeds, was die kruis, kom ons sê dit sommer 3 keer, die kruis, die kruis, die kruis. Nou kom ons leer vir 'n kosbare ding vandag nog.
Dit gaan nou lekkerder raak. Goed, Psalm 118. Psalm 118. Vanoggend toe sê Irina, ek kan nie môre gaan gym nie, want ek het nie asem nie. Ek is, sê ek waar ek gaan, maar nou weet ek ook nie. Ons het vanoggend gesing, it's your breath in our lungs. So, goed. Is die Here nie goed? Ek probeer dit nou so eenvoudig moontlik maak vanoggend. Nou goed, Psalm 118, is jy daar? Nou goed, vers 22 tot 26. Nou geliefdes, mag jy nou vir die ding oopgaan weer eens vanoggend. Daar is 'n ou valseun, naamlik, jy help gou met sy naam, ou Etienne. Wat en hy elke Sondag, jaar in en jaar uit, spoeg en skree die arme ou seun. En hy sê een ding, asseblief, ons kan nooit die Ou Testament verstaan. Julle is nou vars en julle hoor dit, ken dit al. As jy dit nie lees deur die bril van die Nuwe Testament nie, ouens, die Ou Testament is volbring. Amen, it is finished. Maar nou alles, die boek Hebreërs is gerig om te sê, alles in die Ou Testament is 'n skaduwee vir die ware ene wat gekom het. Goed. Hoekom het daai ou wou hy nie die Testament luister nie, want sy kop was by die Ou Testament. Goed, en hy het nie geweet, hy erf nie. Nou geliefdes, hy sê hierso, nou ek het 'n ding hierso, sê gou saam met my, sê so saam met my Ou Testament, daarbo, dit. Nuwe Testament, hy. Goed, nou wonder julle, waarmee is ek nou besig? Ek bid dat julle dit sal sien. Geniet julle dit sover? OK. Die steen is dit, sê my saam? Die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Nou hierdie skrif is duisende jare voor die kruis gesê. Nou wie van julle weet in Matteus 21 vers 42, Markus 12 vers 10 en 11, Lukas 20 vers 17, Handelinge 4 vers 11, Efesiërs 2:20, 1 Petrus 2 vers 4 en 6. As julle wil, sal ons dit later op die groep ook sit. Sê vir ons in die Nuwe Testament, kykende na iets wat duisende jare terug geskryf is. Hier staan dit, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Nou kom die Nuwe Testament en hy sê, Jesus is die steen. Dis nou nie meer 'n dit nie, dit is nou 'n hy. Hy is die hoeksteen, want die bouers, wie was die bouers? Dankie broer, die fariseërs van daai tyd. Hulle het Jesus verwerp. Geliefdes, wie van u weet, kom ek help jy gou. Wow. Het jy al gehoor, daar was in Jesus se tyd, jy gaan nou vir jou ding oopgaan. Ja, jy vryf sommer jou hande. Het jy al gehoor dat Jesus mense gelees, dat Jesus mense gesond gemaak het? En vir sommige het hy gesê, gaan vertel. En vir sommige het hy gesê, moenie, bly stil. Wat is die verskil? Leer hy skoot vat? Vir almal wat in Israel was en Jesus gesond gemaak het, het hy gesê, bly stil. Vir almal wat in Kapernaum of in buite Israel was, het hy gesê, gaan vertel. Want as Israel dit gesien het, het hulle geglo. En as hulle dit geglo het, het hulle Jesus nie gekruisig nie. Drop die pen nie. Die bouers moes die steen eers verwerp het, dat hy die hoeksteen kon word vir die ganse mensdom. En onthou, die hoeksteen is nie daai hoeksteen wat ons hier het nie. Die hoeksteen in die boustyl van daai tyd was wat alles blykbaar by mekaar gehou het. Wat die hele gebou by mekaar gehou het. Is hier iemand wat kan sê, wow. Nou, so, wat is daai dit in die Nuwe Testament is? Hy. Nou hoor nou mooi, dit, in die Ou Testament is daai dit, is nou 'n hy,
het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Kan jy die profetiese woord sien, hierso vers 24, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Daai dit is nie 'n fisiese dag nie. Psst, dis hoekom Etienne en duisende Nuwe Testamentiese predikers sê, daar bestaan nie meer 'n ding soos 'n fisiese Sabbat, die 7de dag nie. Jesus is die Sabbat. Hy is die vervulling. Ek gaan as die Here wil ander dag praat oor die ware Sabbat. Goed, met ander woorde, dit is nou 'n persoon, die dag van die Here, ek gaan dit nou verduidelik. Dan sê hy die woorde ag, nou daai woordjie ag, Here, is die Hebreëse woord daarvoor is Hosanna. Vir die redding wat kom, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, ons seën julle uit Jerusalem ensovoorts. Nou, kom ek verduidelik vir u gou ter wille van tyd, want ek wil nou by 'n volgende ding kom wat jou bek gaan laat oophang. Of moet ek klaarmaak? Ja, dankie. Geliefdes, in die Ou Testament was daar wette. Wette en wette. En as jy dit net kan beginne besef. Sê saam met my al. Die wette van die Ou Testament is by die kruis vervul. En in die Ou Testament was daar iets wat hulle genoem het the Day of Jubilee. Die jubeljaar, wat beteken het, die gevangenes was gevange, en alles, nou blaai gou saam, wie gaan gou vir my, Johan, hoe vinnig is jy, Lukas 4, vers 18, en Andrei, Jesaja 61 asseblief. Goed, terwyl hulle daarna toe blaai, wat gebeur het by die jubeljaar was, almal was gevange geneem, slawe, maar dan op die 50ste jaar, was genoem die jubeljaar. Het jy al gehoor van die Year of Jubilee, die jubeljaar, dan het orals op al die hoogtes in die omgewing, het 'n man die oggend bietjie dag, as daai dag begin het, die by dagbreek, dan het hulle sjofars geblaas, en as hulle die sjofars hoor, wie van julle weet, wat was die wet, wat het dan gesê, die jubeljaar, the Day of Jubilee het aangepreek, wat moes gebeur het? Almal is vry, al die trompdeure moes oopgegaan het, almal moes uitgegaan het, al die skuld wat almal geskuld het, moes afgeskryf word. Wow, dit sou lekker wees as behalwe vir die wat iemand jou skuld, nee. Goed, maar dit was 'n geweldige, dit was 'n dag van vry, dan moes almal uitgehardloop het, en hulle moes aan God die eer gebring het, dit was 'n feesjaar, hulle moes vir 'n jaar lank fees gehou het. Nou, Jesaja 61, die eerste paar verse. Die opskrif is die genadejaar van die Here. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart en om vir die gevangenes 'n vrylating uit die gevangenes te roep en vir die geboeides opening van gevangenes. Om uit die roep van 'n jaar van die welbehae van die Here en die dag van die wraak van onze God, om al die treurendes te troos. Goed, om uit te roep die jaar van die welbehae van God. Nou sit Jesus, paar duisend jaar later, na hierdie gebeurtenis, hoor nou mooi, sit Jesus in die tempel, en die oggend kom van die fariseërs nogal, en hulle sê vir Jesus, Jesus, lees vir ons ietsie. Het jy nie vir ons 'n stukkie om te lees nie? Nou, Jesus lees nie sommer net 'n stukkie nie. Hy maak die boekrol van Jesaja oop, en hy maak oop wat Andrei nou net gelees het. Daai tyd was 'n boekrolle gewees. En hoor nou gou mooi, wat gebeur toe Jesus daar oopmaak? Hierdie gaan goed wees. Is julle reg? Dit is nogals goed. Die gees van die Here is op my. Ja, is Jesus wat praat. Die gees van die Here is op my, omdat hy my
gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysend van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om aan aangename jaar van die Here aan te kondig, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het, aan die dienaar teruggegee het, aan sy dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde. Jesus maak, dit gebeur so eintlik, wat gebeur hierso? Ons sing uit tradisie, nie verkeerd nie, this is the day that the Lord has made, sonder om dit te besef. Hier staan, dit is die dag wat die Here gemaak het, this is the day that the Lord has made. Jesus lees van 'n dag, die aangename jaar van die Here, en hy lees en hy maak so, kyk gou vir my, en hy lees en hy maak so, en die fokus van almal was op hom, en hulle sê vir hom, wat sê jy daardeur? En Jesus sê die volgende, verwysende na homself, hy sê, vandag is hierdie woorde voor almal vervul, ek is die dag van die Here, I am the day of the Lord. Gee gou vir die Here hande klap vir dit. Klink, okay, maar nou, of moet ons stop hierso? Nog so enetjie. Wie van julle wil hê julle bekke moet vandag oop? Vir die volgende wat nou kom. Maar dis 'n lang preek op sy eie. Bly gou saam met my na Psalm 68 toe. Dan soek ek iemand wat saam met vir my kan lees Efesiërs 4 vers 8 asseblief. Ben, Efesiërs 4 vers 8. En dan soek ek iemand wat vir my kan lees in 1 Petrus 3 vers 19. Ouens, nou al wat ek vandag vra, hier gaan nou 'n ding vir julle oopgaan. Ek vra net een ding. Moet my nie verkeerd quoteer dat ek sê die dooies. Ekskuus. Moet my nie verkeerd, en ek sê dit op die video vandag, want dit kan bitter gevaarlik wees as iemand my verkeerd quoteer vandag, dan kan hulle sê Etienne is 'n heretiek. Is ek 'n dwaalleraar? Julle sê dit nog, maar dit kan so klink, of julle kan vandag hier uitstap en julle kan sê Etienne is 'n dwaalleraar, of julle kan sê my iets het vandag vir my oopgegaan. Okay, wie gaan vir ons lees Efesiërs 4:8? Hierdie is powerful. Efesiërs 4:8. Wie gaan vir my lees 1 Petrus 3 vers 19 en 20? Okay, goed. Okay, Ben, lees gou vir ons Efesiërs 4 vers 8. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangene geneem en gawes aan die mense gegee. Nou wat beteken dit? Goed, wat beteken dit? Goed, ons weet, hy het opgevaar, dit dui op die hemelvaart. En nou vers 9 sê, Maar dit het hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Goed, met ander woorde, Jesus het opgevaar, voordat hy opgevaar het, moes hy eers afgedaal het in die doderyk. Wat sê ou Etienne altyd? Alles wat in die Nuwe Testament staan in die Ou Testament, en alles wat in die Ou Testament staan is vervul in die Nuwe Testament. Psalm 68 vers 19.
U het opgeklim, klink amper na presies dieselfde woorde, want dit is. U het opgeklim na die hoogte, en u het gevangenes weggevoer, met ander woorde, die wat in die doderyk was, die tronkdeure oopgemaak. Sê ons dan, wow, dit was sy triomftog. U het geskenke geneem, nou Paulus gaan verder, hy verduidelik wat is daai geskenke, dit is die vyfvoudige bediening aan die kerk, die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. As jy dit verder gaan lees, jy sien dit staan daar. Dis daai mense. Goed, dis die gawes wat die Here, Lukas 11 vers 52 sê, dis die sleutels wat God gegee het vir die kerk. In 'n mens het God 'n gawe gegee om 'n sleutel te wees vir die liggaam. Maar nou, ouens, wanneer is Jesus gekruisig fisies 2000 jaar terug? Ons het begin om te sê, voor die grondlegging van die wêreld. Hoor nou wat het Jesus in die gevangenis gedoen. Pos gou daar, lees gou vir ons 1 Petrus 3 vers 19 en 20. Nou ouens, hierdie gaan vir jou of jy gaan sê Etienne is 'n dwaalleer, of jy gaan vandag sê, isn't God great? En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Jesus, met ander woorde, het in die doderyk afgedaal en vir wie hy gaan preek? Vir die geeste in die gevangenis. Maar wat het hy gedoen? Hy het die gevangenis se deure oopgemaak. Blaai gaan nou terug na Psalm 68 vers 19. Ons lees dit weer, ja, u het opgeklim in die hoogte en u het die gevangenis weggevoer, u het geskenke geneem onder die mense. Nou vat 'n highlighter, as jy highlight in jou Bybel, dan sien jy vir wie Jesus ook gepreek. Daar het ons gelees, hy het gaan preek vir die mense in die gevangenis, of vir die geeste in die gevangenis, vir die wat eertyds ongehoorsaam was. Nou hoor nou wat het gebeur in die Ou Testament, dan sê jy vir my, God is nie 'n regverdige God nie. Hy sê ja, ook vir die wederstrewiges om daar te woon, o Here. Nou die Passion vertaling sê, he preached even to the rebellious to dwell with you, O God. Wat beteken die soewereiniteit van God voor die grondlegging van die wêreld? Nou kom daar 'n Pietie en 'n Kosie en 'n Frikkie en almal op hulle ou Facebook videoetjies wat glo in die uitverkiesing, wat sê God het sekere mense wat Calvin aanhang en sê God het mense geskep om hulle hel toe te stuur. Ek staan by die woorde, ek stem saam, if Calvinism is true, God is evil. Want Calvinisme sê God het mense geskep om hulle hel toe te stuur. Ai, dankie, dis die mooiste ai wat ek al gehoor het. Ouens, voor die grondlegging van die wêreld het God geweet wat hy doen. Stem jy saam? En daar was 'n Saul, daar was 'n verkeerde, daar was nog 'n verkeerde in die Ou Testament. Almal, soos wat Jesaja 10 sê, hulle was die byl in die hand van 'n God wat met hom slaan. Wow, en die byl kan hom nie beroem nie. Hy sê God het geweet, hulle harte gaan verkeerd wees, maar nou gebeur die Ou Testament en Jesus sak in die doderyk af. En hy gaan preek vir die Ou Testamentiese ongelowiges, dat hulle ook 'n kans kan hê. Nou ouens, wie van julle het hoendervleis nou? Sodat dis hoekom die Bybel sê, toe Jesus in Matteus 26 vers 52 dink ek, sê, dit is nie daar nie, toe Jesus, toe die graf, toe die voorhangsel skeur, wat het gebeur? Het die grafte van die Ou Testamentiese mense oopgegaan en hulle het weer in die strate geloop. As 'n teken van die Ou Testamentiese mense. Ouens, is God onregverdig om net vir ons in die Nuwe Testament 'n kans te gee, of was die getrouheid van God ook vir die mensdom
voor die kruis. Ek weet nie of hulle Jesus aangeneem het, dit weet ons nie, ons gaan dit eendag weet, maar al wat ek weet, is God, is bietjie baie groter, as wat ons gedagtes om kan beperk. Halleluja. En nou sluit ek af met hierdie skrif, 1 Johannes 1 vers 9 en 10. My broeders, as ons gesondig het ons 'n voorspraak by hom, die kruis, wat André nou net gelees het. Ons verstaan hoekom Dawid gesê het in die Ou Testament, as gevolg van die kruis sê, ek val eerder in die hande van 'n lewende God, want by hom is daar genade. 1 Kronieke 21 vers 13. Ouens, hy is in die Ou Testament gewees, maar hy het God se genade verstaan, baie meer as mense in die Nuwe Testament vandag. Kom ek sluit af met hierdie woorde. Ekskuus, ek hyg nou na my asem. Psalm 139 ken almal. Maar hoor net hierdie woorde, as ons net vir 'n oomblik in die soewereiniteit van God kan inkyk, en net 'n glimps kan kyk vandag, van wie God is. Psalm 139 vers, wat praat oor hoe die Here oor jou gedroom het en alles. Hoor hoe mooi sê die, wat 'n vertaling, ek het 2 vertalings, daar sommer die Passion en die Amplified. Okay, daar is die Passion, hoor nou hier so ouens, as God jou dan geken het voor die grondlegging van die aarde, hoor hoe sê hy dit, you saw who you created me to be before I even became me. Before I'd ever even seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Die Amplified, okay, die Psalm 40, ek is klaar, so relax, Psalm 40, nou weet julle, dit beteken niks nie, ek joke, okay, Psalm 40 vers 3 sê, hy het my uit die sluik uitgehaal. Nou waarvan is ons gemaak? Uit die stof, stem nie saam. Maar in die Hebreëse begrip, as iets verval is die stof vervander na sluik, modder. Wat beteken ek het my skepingsdoel verloor, of gemis. En hy het my uitgehaal uit die modder, uit die sluik van die ou Etienne, en my op die rots, die nuwe Etienne, die een in Christus geplaas. Jesus is mos die rots. En nou sê hy hierdie woorde, vers 7 in die Engels, vers 8 in die Afrikaans. So I said, here I am coming to you as a sacrifice, for in the prophetic scrolls of your book, you have written about me. Die Amplified of een van die vertalings sê eintlik letterlik, al die dae van my lewe was in die boek ook neergeskryf. Geliefdes, goed was nie onkant gevang toe jy die eerste keer gesondig het nie. En daarom sê hy, as ons gesondig het, God en ons sondes bely, God is getrou, wat André gelees het, en dankie dat die Here dit toegelaat het vanoggend, dat André dit gelees het, sonder dat hy dit geweet het, en ons besef, God praat met ons vandag. Laat dit insink en diep insink, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons van alle sondes te vergewe en alle ongeregtighede te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, lieg ons en maak ons God 'n leienaar. En dan gaan hy aan, hy sê, broeders, hoofstuk 2, ek sê nie dat julle moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, wat sê hy dan? Ons het 'n voorspraak voor die Vader, Jesus, wat vir ons gekruisig is. Wow. Nou ek het 'n gebed hier geskryf. Dink jy dit is straightforward? Dit stem saam vanoggend. Hoor hierdie gebed wat ons net kan bid vandag. Here, dankie dat die kruis nog altyd daar was en mag dit altyd die senter van my belydenis wees. Amen. Halleluja. Ouens, daar was 'n houtkruis. My redder aan 'n houtkruis vasgeslaan.
as die kruis plus iets beteken dit ons het redes om te roem. Dank God vir die kruis, vir die soewereiniteit van die kruis. Halleluja. 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 As ons sommer so sit, is die iemand vanoggend sommer, ag Heinrich, plaas jy op die spot, wil jy vir die Here vandag sê dankie vir die kruis. Is daar van julle wat vanoggend, kom ons bly so in aanbidding, maar moenie 'n lang gebed bid nie. Nou nie wil dit ek nou nie, maar sê net vir die Here dankie vir die kruis, en dan as jy klaar is, vat ek die mikrofoon en wys julle, ek wil ook net vir die Here vir iets. As dit reg so, dan stuur ons, dan bid ons net vandag en ons gee eer aan God. Heinrich, as jy vir ons sommer net begin. Ons Here, Here, dankie. Dankie vir u bloed, Here. Here, dankie vir u kruis, Here. Here, dankie dat ons na u toe kan kom en net by u kan stil raak, Here. En net voor u kan buig, Here. En dankie vir u genade, Here. Here, ons is so lief vir u en u is ons Papa, Here. En ons kan enige tyd na u toe kom en met u gesels en net stil raak en u weet wat druk op ons harte, Here. Here, dankie vir u liefde. Dankie, Here, vir genesing van ou wonde en dat ons weet dat ons kan lewe met joy en nie in die vrees van 'n mens se foute of sondes nie, maar in verlossing. Here, ek wil ook net sê vanmôre dankie dat u elke kind uit die modder uit gaan haal het, sodat ons kinders van u kan word, Here. En u sê, was ons wit soos sneeu. Dankie vir daai begeerte, dat elkeen van ons weet, ons is nou skoon. Ek wil vir u sê, Vader, dankie vir die ou planmaker wat u is. Dat u ons gaan uithaal en ons altyd weer 'n kans gee om by u uit te kom. Want dit is vir u so belangrik dat ons die kinders is en dat u 'n verhouding met ons het. Ons loof en prys u dat daar so 'n goue lyn dwars deur die Bybel is van hoe lief u ons het en dat u die plan wou maak dat ons by u kan wees. Liewe Jesus, ek sê vir u so baie dankie vir oom Etienne se woord vanoggend. Liewe Jesus, help ons om te besef dat ons afhanklik van u is en dat niks moontlik is sonder u nie. Dat ons afhanklikheid sal besef en dat ons nie sal skaam wees om na u toe te kom vir hulp of om te vra vir enigiets nie, want met u is alles moontlik. Amen. Dankie, Here, dat ons kan die verskriklike groot voorreg hê om in hierdie vryheid te kan lewe en dat ons die vryheid nie van selfsprekend sal aanvaar elke dag nie en dat ons elke dag meer en meer sal probeer om soos u te lyk. En ja, dankie, Here, vir dit. Liewe Vader, baie dankie vir die woord met soveel beloftes wat ons elke dag saam met ons kan vat en vir elke nuwe openbaring wat weer nuut gemaak kan word in vir ons. En dankie dat ons kan weet dat u genade vir ons meer as genoeg is.
Here Jesus, ons kom vanoggend en ons wil vir U dankie sê, Here, dat U ons nie wou pak slaag gee in die eerste plek nie, Here, dat hierdie drukgang is om ons voor U te laat buig, Here, en vir U te sê dankie vir die genade wat U vir ons het, Here. Dankie dat die kruis alles kom skoon was het, Here, en dat ons net voor U kan staan en kan weet alles wat ons doen, al ons lewensdae is opgeskryf in die boek, Here, en dat dit reeds alles volbring is. Enig iemand nog? Dankie Here dat U 'n soewereine God is. Soewereine God. The Spirit of the Sovereign Lord is upon us. Dis hoekom Jesus gesê the Spirit of the Sovereign Lord. Net voordat ek my vrou vra om vir ons af te sluit met gebed, wil ek net gou weer eens sê, asseblief geliefdes, wat ek onthou voor die kruis en na die kruis die dinge verander. As iemand vandag sterf, is hy dood. So, hy kry nie nog 'n kans nie. Dit beteken, so wat ek hier sê, beteken dit nie ons is met die dooies besig, of iemand kan nog 'n kans kry nie. So, ons almal is eens daarmee, ne? Enige iets wat u geleer het vandag, of is dit ou nuus vir almal? Enige opmerking? Lyk nie julle stom geslaan, of julle eet nie met 'n mond vol kos nie. Het jy iets geleer vandag? Halleluja. As my vrou klaar gebid het, dink julle nie ons kan die Here sommer net 'n groot handeklap gee vir die hout kruis nie. Vader, dankie sommer net vir die kosbaarheid wat Irene gebid het, dat U 'n planmaker is. Dankie Here, U het net vroeër vandag gesê dat U word nooit onkant gevang deur enige iets nie. Dankie Here dat U, soos die skrif sê, aan die einde van tyd staan en terugkyk na vandag toe. Dankie dat die woord sê dat die arm nooit te kort nie en die oor is nooit te swaar nie. Dankie Here dat U liefde uitreik verder as wat ons ooit kan afdwaal. Want dit is wie U is. Dankie dat in die kruis waar ons vermoë met U vermoë ontmoet, daar vir ons vryheid kan wees. En in dit, dankie dat dit vir ons tot ons voordeel is om ons eie vermoë neer te lê, sodat U vermoë sy volle effek op ons lewens kan hê. Heilige Gees, ek wil bid dat, ja, sommer hierdie week, dat hierdie sagte teenwoordigheid waarvan ons tans bewus is, wat U by ons is, dat elkeen van ons dit sal beleef en dat ons sommer net sal weet dat U het ons gaan haal uit die modder uit, maar U het ons op die rots neergesit, op die onfeilbare rots. U het ons neergesit sodat ons nie weer sal struikel nie. Dis wat U vir ons gedoen het. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U hart en U begeerte vir ons is, dat ons tree vas is. Dat ons met boldness sal loop, omdat ons weet, ons is geanker binne in die rots. Ons eer U daarvoor, Vader. Mag U verheerlik word in ons doen en in ons dink. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n groot handeklap. Yes. Amen. Yes. Hoor jy, ek wil net sê, dit is U bewus van die Here se teenwoordigheid hier. En dit wat Irina gebid het, het hierdie prentjie maak dit nou vir julle sin. En dit wat Irina gesê het, staan hulle op en gaan sit. O, julle is so mooi as julle so sit en staan. Waar my vermoë en my probeerslag met God se kruis. Halleluja. Daar was 'n ou liedjie. Ek ken 'n ou liedjie, maar dis nou nie wat
ek kan hom nou nie sing nie so, want my stem is hees, maar hy het gesê, skuil net by U. Is daar enige skuil net by U? Ons gaan hom ander dag, dan sal ek, maar hy het gesê, o rots van die eeuwe, ek skuil net by U. Amen. Nou kom ons drink lekker koffie en ons celebrate vir die kruis. Amen.